Vandag is donderdag 24 April. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier in Paastyd. Ek wil jou graag nooi om saam met my die Christuskers aan te steek. Kers wat ons herinner daaraan dat Christus opgestaan het en dat hy lewe. En in jou eie stil word, wil ek jou graag nooi om in hierdie oomblik na te dink oor waar jy op die oomblik lewe beleef. Vreugde en dankbaarheid. En gaan hierdie tyd van gebed en aanbidding binne die Here te loof vir die lewe, vir die energie wat hy vir jou gee. Dit is natuurlik so dat daar ook dikwels goed is wat lewe by ons steel. En ek wil jou graag nooi om in hierdie oomblik ook dit wat lewe by jou steel of wat jou bekommerd maak, sommer deel van jou elke dag se dinge wat jou kwel, om dit eerlik in die Here se teenwoordigheid vandag te kom neersit. Maak nou jou hande oop op jou skoot soos iemand wat gereed is om iets te ontvang. Ons lees vandag 'n enkele vers uit Psalm 28, vers 7. Die Here is my sterkte en my beskermer. Op hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil ek hom loof met my lied. Die Here is my sterkte en my beskermer. Op hom het ek vertrou. Hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil ek hom loof met my lied. Kan ek jou nooi om na te dink oor waar die gebed van die psalmdigter dalk resoneer in jou eie ervarings. Waar het jy onlangs beleef dat die Here vir jou 'n krag is, dat hy jou sterkte is en dat hy jou beskermer is en dat jy hom vertrou het? Dink vir 'n oomblik oor sulke ervarings.
En waar het jy onlangs beleef dat die Here jou spesifiek gehelp het? En waar daar by jou 'n stuk dankbaarheid en vreugde was? Beleef sommer weer iets van daardie ervaring en sê vir die Here dankie daarvoor. Soms lees 'n mens iets of sien 'n mens selfs iets wat onverwags vir jou 'n stuk lig en 'n stuk bevryding bring. 'n Woord of 'n aanhaling of iets wat jy beleef wat jou diep ontroer en waar jy net onmiddellik weet, hierdie oomblik, dit sal my lewe lank by my bly. En sal altyd as ware 'n lig wees wat vir my 'n pad aandui, koers aandui vir die res van my lewe. Dink vir 'n oomblik of jy al sulke ervarings gehad het. So 'n oomblik wat jy met jou saamdra as 'n oomblik van waarheid. Met die dood van Paus Fransis in hierdie week, het my gedagtes dikwels al die week gegaan na dit wat mens van hom weet, dit wat mens van hom gesien het. Die een indruk wat altyd by my bly as ek aan hom dink, is hoe sag en sensitief hy met mense omgegaan het. Die weerloses, die eenvoudiges. En hoe hy self so lewe gekies het. Te midde van al sy verantwoordelikhede en al die verwagtinge. Dis asof ek, wanneer ek die Psalm lees, ek as ware kan hoor hoe ook hy dit sou bid. Die Here is my sterkte en my beskermer, op hom moet ek vertrou, hy het my gehelp. Daarom is ek bly en wil ek hom loof met my lied. Ek wil jou weer vra, dink vir 'n oomblik weer na, waar het jy al oomblikke beleef waar 'n stuk waarheid vir jou oopgebreek het? Dalk in iemand, in woorde van iemand, dalk in 'n gedagte, 'n aanhaling, 'n stukkie openbaring wat oopbreek in jou lewe.
Here, dankie dat U op so baie wyse na my toe kom. Soms in 'n gedagte wat sag in my hart kom lê. Soms in die woorde van iemand. Ander kere in mense se lewens as getuienisse van U liefde en genade. Daarvoor wil ek U vandag loof. Amen.